Hoofnuus vanaand, die voormalige minister van Openbare Ondernemings, Malusi Gigaba, word amptelik van korrupsie aangekla. Ons kyk na beleidsvorming vir gestremdes met die G20 beraad. Wees die gasheer uitsaaier van die G20 SA 2025. Welkom by die Afrikaanse Bulletin, goeienaand. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die voormalige minister van Openbare Ondernemings, Malusi Gigaba, moet bedank uit posisies wat hy beklee in ooreenstemming met partybeleid. Gigaba het vanoggend saam met 4 mede-beskuldigdes in die Palm Ridge Landdroshof in Johannesburg verskyn. Gigaba is van korrupsie aangekla wat verband hou met 'n lokomotieftender van miljarde rande by Transnet. Die tender behels die verkryging van meer as 1000 lokomotiewe ter waarde van meer as 54 miljard rand. Gigaba is 'n parlementslid en die mede-voorsitter van die gesamentlike komitee oor verdediging. Mbalula sê die party vereis dat 'n partylid vrywillig op sy moet staan indien hy van enige korrupsie aangekla word. Die omstrede Noordwes-sakeman Brown Mogotsi se aantuigings voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek na Polisiekorrupsie het oorsese spioene, sameswering en vervalste teksboodskappe ingesluit. Mogotsi het getuig as deel van die tweede fase van die kommissie se ondersoek, waar diegene wat betrek is in getuienis hulle saak kan stel. Hy is in die getuienis van verskeie getuies voor die kommissie betrek in aantuigings van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Volgens sy getuienis 'n meewerker van Suid-Afrikaanse misdaadintelligensie. Hy sê hy het 'n vertrouensverhouding met die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi probeer aanknoop. Dat dit in opdrag van sy intelligensiehanteerder was, wat hom aangesê het om Mkhwanazi te ondersoek. Mogotsi het 'n gerug aangehaal oor die Zulu koning Misizulu KwaZulu-Natal en Mkhwanazi se vermeende bande met die Amerikaanse intelligensiediens, die CIA. The information as it came was that there was a suspicion then, a real suspicion, that Lieutenant General Mkhwanazi was recruited by the Central Intelligence Agency, the American one, and he actively worked for them. Relayed to us by you, this information is hearsay, and relayed to you by your source, it is hearsay. So it is hearsay upon hearsay or double hearsay. Do you agree? I do not agree, Commissioners. Mogotsi het ook 'n gerug herhaal dat koning Misizulu en Mkhwanazi na die aankondiging van Suid-Afrika se saak teen Israel in die internasionale geregshof sogenaamd geaktiveer is deur Israel se individue om hulle steenkoolbelange in Richards Bay te beskerm. Die sakeman voer voorts aan dat Wile Natien Tetwa, die ambassadeur in Frankryk, sy agterdog oor Mkhwanazi se CIA-bande gedeel het. Volgens Mogotsi het Mtetwa voor sy dood gesê dat hy beplan om te getuig voor die kommissie. Die kommissaris Matthew Chaskelson weerlê egter dat Mtetwa ooit voor die kommissie sou getuig. Volgens Mogotsi was hy ook betrokke in 'n lokvalsending vir die vermeende kartellid Vusimusi Kat Matlala, wat ook afkomstig was van sy hanteerder. Mogotsi erken dat hy vervalste WhatsApp-boodskappe ingespan het om die idee te skep dat hy direk kommunikeer met Cedric Nkabinde. Nkabinde was die minister van polisie op verpligte verlof, Senzo Mchunu se personeelhoof. The perceived links that I have with persons in the underworld is drawn from WhatsApp communication inter alia with Matlala, which were sent and in execution of my task orders received from my handler. Mogotsi voer voorts aan dat Matlala omkoopgeld betaal het aan die oud-minister van polisie Bekkie Cele en die polisiekommissaris luitenant-generaal Fanny Masemola. Dit is in teenstelling met opnames waarin Matlala sê dat die betalings bestem was vir die vermeende veldtog van Mchunu vir die ANC leierskap. It is Matlala who told me that these people are very ungrateful. He further spoke about General Bekkie Cele and General Masemola, saying that, these people expect me, like Masemola, he expects 25 million rand from me.
and I've already given him 5 million rand. He also spoke about Becky Taylor, that he has given him 2 million rand, and he wanted 10 million, which means the 8 million rand was outstanding. Mogotsi het in antwoord op 'n vraag gesê dat hy 'n sogenaamde direkte kommunikasielyn gehad het met Mkhunu. Die sitting duur môre voort. 'n Navorser oor geweld en polisieering in KwaZulu-Natal, Mary De Haas, sê dit is problematies dat die politieke moordtaakspan nie 'n duidelike definisie gehad het van wat 'n polities gemotiveerde moord is nie. De Haas verskyn voor die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek. De Haas is deur die provinsiale polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi daarvan beskuldig dat sy druk uitgeoefen het dat die politieke moordtaakspan gesluit moet word. Sy het toegegee dat sy aan die nou geskorste polisieminister Senzo Mkhunu in Oktober verlede jaar geskryf het. Sy het haar kommer uitgespreek dat die taakspan oor 6 jaar 'n beduidende hoeveelheid hulpbronne ontvang het met min resultate. De Haas het aan parlementslede gesê sy wou uitvind hoe die taakspan sy sake gekies het. Sy wou nie haar bronne aan die parlementslede bekend maak nie. Sy het getuig dat sy op 2 Januarie op 'n WhatsApp-groep uitgevind het dat die politieke moordtaakspan ontbind is. I had never in my life, in all the years I've kind of worked with police, we've often cooperated. I've put them in touch with people when they're investigating, including back in the 90s. And I have never in my life heard of a task team running around with members of National Intervention Unit. I would be inclined, like we did the other evening, to request for the informant or the person to be disclosed to us in confidence, in camera. Die komitee sit sy werk môre voort. President Cyril Ramaphosa het mynmaatskappye aangespoor om Ivan Platt se benadering tot gemeenskapsbemagtiging en dienslewering na te volg tydens die opening van die maatskappy se nuwe myn in Mokopane, Limpopo. Ivan Platt, 'n wêreldleier in platinum, nikkel en koperproduksie, is al 37 jaar in die provinsie bedrywig. The first mine that is really opening with the full involvement of the community, not only as workers, but as equity owners, as owners of this wonderful resource that is going to be mined here. So this mine is breaking new ground. It is making history. It is opening up a new chapter of how mining should really be done in our country. Die Demokratiese Alliansie in George in die Weskaap het 'n nuwe veelparty koalisieooreenkoms aangegaan wat hulle leierskap in die raad verseker. Dit volg nadat 3 van hulle raadslede na die Patriotiese Alliansie oorgeloop het. Die DA sal nou die munisipaliteit saam met die ACDP en die Vryheidsfront Plus regeer. Binne 3 weke het die DA 3 van sy raadslede aan die PA verloor. Dit het die party in gevaar gestel om sy koalisiemeerderheid in die raad te verloor. Die DA sê die nuwe koalisie belê in voortgesette dienslewering aan al sy inwoners. Wel, natuurlijk met dit nou op rekord deur Facebook Live, maar as ook die geskrewe media waarin die leier van die Patriotische Alliansie, Duncan McKenzie, bevestig het dat hy die 3 nou voormalige DA-raadslede met posisies oorgehaal het om aan die PA toe te kom. Dink ek die verlede behoort in die verlede die regte en werklike redes kom hulle die DA uit bedank het is nou op rekord. Maar vandag samen met die Vryheidsfront Plus en die ACDP is fokus hoe beweeg ons vorentoe om 'n stabiele dienslewering moontlik te maak. Die VF Plus wat verlede jaar sy koalisie met die DA verbreek het, tree weer toe tot die koalisie met die posisie van onderburgemeester. Ons kan nie apaties staan en toesien dat dienslewering ensovoorts en regeringsprosesse skade ly nie en moes die Vryheidsfront dus besluit maak om toe te tree. Ons was in 'n koalisie voorheen met die DA gewees. Die koalisie is beëindig met die verkiesing verlede jaar. Daar was verskeie redes aangevoer daarvoor. Agterna het dit
gebleik dat dit nie so ernstig was soos wat dit aanvanklik voorgehou was nie, soos ek net nog gesê het. Dit was dalk nie nodig vir 'n egskeiding nie, miskien 'n huweliksberading. Die DA, die Vryheidsfront en die ACDP was in koalisie geweest, maar toe dat dinge gebeur en die koalisieooreenkoms was verbreek geweest, maar ek is die ACDP is verheug dat die Vryheidsfront terug is en ons kyk net vorentoe vir George en vir die mense van George, dit waaroor dit gaan. Een van die raadslede wat oorgeloop het na die PA, sê hy dink nie die koalisie gaan lank hou nie. Die enigste side chick in daai huwelik is die Vryheidsfront Plus, van die moment die DA weer dink hulle is veilig, jag hulle die Vryheidsfront Plus weer uit daai huwelik uit, soos wat hulle nou laas gedoen het, en dan moet die Vryheidsfront Plus via hulle kantore ontruim, so gou as moontlik. Vrydag vind 'n raadsvergadering plaas om 'n nuwe burgemeester en burgemeesterskomitee te verkies. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Wes-Kaap. Die saak teen een van die verdagtes wat reg staan vir die beweerde versekeringsmoord in Limpopo is in die Polokwane Landdroshof uitgestel tot 9 Desember. Dit is op die versoek van Johannes Shokane se regsverteenwoordiger dat hy moontlik vir psigiatriese evaluering gestuur moet word. Shokane sou vandag aansoek gedoen het om borgtog. Die borgtog aansoek is egter uitgestel hangende 'n besluit oor die evaluering. Shokane staan tereg op 25 aanklagte, insluitend 9 van moord. Hy sal later saam met van sy familielede, die voormalige polisie-sersant Rachel Kutumela, Anna en Flora Shokane verhoor word. Hulle het na bewering 10 miljoen rand se versekeringsuitbetalings gekry weens die dood van 9 mense. Die begin van die Hilary Gardy moordverhoor is weer in die Hooggeregshof in Mbombela in Mpumalanga uitgestel. Dit is die 5de keer wat die verhoor sedert die begin van verlede maand uitgestel is. Die saak is uitgestel omdat die beskuldigde Rassie Nkune 'n nuwe regsverteenwoordiger aangestel het nadat hy sy vorige regsverteenwoordiger Kekane Malesela se dienste beëindig het weens botsende belange. Regter Lindiwe Chua het die saak herskeduleer vir 12 Desember wanneer voorverhoorverrigtinge sal begin. Verskeie aanlyn platforms ervaar ontwrigtings nadat 'n interne stelselfout by die webinfrastruktuurreus Cloudflare internetonderbrekings veroorsaak het. Cloudflare hanteer sowat 20% van die wêreld se webverkeer, insluitend toegang tot gewilde webwerwe soos X en ChatGPT. Die maatskappy sê hulle werk onverpoost om die probleem op te los. Cloudflare bedryf een van die wêreld se grootste netwerke wat ontwerp is om webwerwe stabiel te hou en hulle teen swaar verkeer en kuberaanvalle te beskerm. In Dhaka in Bangladesh was verkeerstoestande merkbaar stiller nadat die party van die land se voormalige eerste minister 'n landwyse staking afgekondig het. Die voormalige eerste minister, Sheikh Hasina, is deur 'n spesiale tribunaal die doodstraf opgelê. Sy is skuldig bevind aan misdade teen die mensdom nadat sy opdrag gegee het dat daar met geweld toegeslaan word op studente-betogers. Volgens die Verenigde Nasies is tot 1400 mense in Julie en Augustus verlede jaar tydens teenregeringsbetogings dood en duisende is gewond, waarvan die meeste deur veiligheidsmagte geskiet is. Hasina is tans in Indië in ballingskap. Die VN-veiligheidsraad het 'n Amerikaanse vredesplan aanvaar om die oorlog in Gaza te beëindig. 'n Internasionale stabiliseringsmag vir die Palestynse enklawe is ook goedgekeur. 14 lande het ten gunste van die resolusie gestem en nie een daarteen nie. Rusland en China het buite stemming gebly omdat die resolusie volgens hulle nie 'n duidelike rol vir die VN in die toekoms van Gaza uitstippel nie. Israel en die Palestynse groep Hamas het verlede maand reeds ooreengekom oor die eerste fase van die plan vir Gaza, maar 'n VN-resolusie word beskou as deurslaggewend. Navorsing toon dat die VSA die grootste ontvanger is van Chinese lenings wêreldwyd. Volgens die Navorsingsinstituut Data in die VSA het Chinese toelaas en lenings tussen 2000 en 2023 $2,2 miljoen in 200 lande in elke streek in die wêreld beloop. China is lank beskou as 'n krediteur van ontwikkelende lande, maar sy fokus het verskuif na meer gevorderde ekonomieë.
Beleggings is dikwels strategiese infrastruktuur, die verskaffing van tegnologie, skoon energie en kunsmatige intelligensie. Meer as 2/3 van China se buitelandse projekte ondersteun lande met 'n hoë tot middelklas inkomste. Net hierna kyk ons na die G20 en ons sakenuus van die dag, bly by ons. SABC gasheeruitsaaier van die G20 SA 2025. Die wêreld se fokus verskuif na Suid-Afrika later die maand met die SABC wat jou regstreekse dekking bied as amptelike gasheeruitsaaier van die G20 beraad 2025. Skakel in op jou gunsteling van 18 SABC radiostasies vir al die aksie. In dieptedekking op die SABC nuuskanaal, SABC Lehigh en SABC 1, 2 en 3. Alles is ook aanlyn op al die SABC sosiale platforms en op ons spesiale G20 aanlyn kanaal beskikbaar. G20 Suid-Afrika, ons bring dit tuis. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê Suid-Afrika se presidentskap van die G20 is 'n duidelike aanduiding dat die Afrika-vasteland besig is om deel te word van besluitnemingsprosesse op die wêreld verhoog. Mbalula het joernaliste toegespreek na afloop van die party se nasionale uitvoerende komitee vergadering. Die G20-beraad vind die naweek by die Nastreek sentrum aan die buitewyke van Johannesburg plaas. The G20 is therefore both an honor and a strategic opportunity to elevate Africa's priorities, deepen South-to-South cooperation, and demonstrate once again that Africa is not merely participating in global affairs, it is shaping them. Tydens die G20-beraad, wat die G20-beraad se afdeling vir persone met gestremdhede is, het mense met dwergisme vir die eerste keer ook hulle stemme laat hoor. Sedert Februarie is navorsing gedoen om beleide saam te stel wat die regte van gestremdes erken. Melanie Lubbe, wat aan 'n vorm van dwergisme ly, sê dat hulle menseregte geskend word, omdat mense dink hulle kan nie net in 'n sirkus optree. Gevra om snaakse kostuums aan te trek en by optredes te gaan deelneem. En mense besef dat dit eintlik ook 'n skending van hulle menseregte, want ons is prokureurs, ons is dokters, ons is enige ding wat jy kan wees, ons is ma's en pa's. Jy weet, ons is net bietjie anders verpak. Vir die eerste keer word ons ook nou genooi en geken en ook insette gelewer, byvoorbeeld die skadeverslag vir die United Nations wat Suid-Afrika geskryf het. Ek was deel van daai skryfproses en ook vir die eerste keer is ons stemme gehoor. Skoolonderrig vir kinders met leergestremdhede is ook die week in die kollig by die G20. Daar is 'n ernstige tekort aan opleiding vir onderwysers om met kinders met spesiale behoeftes te kan werk. Volgens kenners het bykans 50% van leerlinge spesiale onderrig nodig. Die meeste ouers kan dit nie bekostig nie. Challenge that they face is nobody understands. It's a hidden disability. They can walk past you down the road and you're not going to look at that child and go, oh, learning specific disability in reading, used to call it dyslexia. You don't notice it. So if you're pushing a child along the road in a wheelchair, you notice it and you rush out and you actually build a ramp. But our kids, their needs are not met because you can't physically see them. And so they struggle along in this bubble of anxiety where there's so much that we can really do for them. Die grootste behoefte is dat daar is nie die ondersteuning noodwendig altyd vir skole nie. Wanneer 'n mens kyk na die verlede, is onderwysers opgelei met wat ons genoem het 'n MBD, mild brain damage was toe ons begin het in hierdie onderwys. Dit is baie spesifiek gewees om die onderwyser op te lei. So daar is ook 'n remedierende kursus gewees. Jy kon nooit aansoek gedoen het vir 'n pos binne 'n remedierende skool as jy nie 'n kwalifikasie gehad het spesifiek gerig op daardie skool waar jy werk nie. So ek dink taal is 'n groot ding. Ons kinders met spesifieke leerprobleme lê altyd onderliggende taalprobleme ook. Met ander woorde, ten spyte daarvan dat hulle in hulle moedertaal is.
ontwikkel hulle leerprobleme. En nou vir 'n kykie na die markaanwysers soos omsluitingstyd. Die Springbokke is lus vir die ure, net hierna praat Eben Etzebeth, bly by ons. Hulle sal met uithaal en wys, ons kan nie wag nie. Dankie vir die saamkyk vanaand, dis al van die Afrikaanse nuusredaksie. Ons is môre aand weer terug. Mooi aan verder. Die SABC het 'n spesiale uitsending oor die G20 op sy toepassing. Laai die SABC toep af by die Google Play Store of Apple App Store en registreer. Maak die toep oop en volg die instruksies oor hoe om 'n nuwe gratis rekening met jou telefoonnommer of e-posadres te open. Geniet die toep en kyk gerus deur die katalogus na jou gunsteling SABC programme. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand kyk ons na mooi weer in die westelike gedeeltes van die Noord-Kaap, sowel as die Wes-Kaap. Enkele buie en donderbuie wat ons kan verwag in die oostelike helfte van Suid-Afrika en dan 'n ligte wind allangs die kuslyn, sowel as in die binneland en dit is dan vir vandag. Nou kyk ons na die toestande vir môre en steeds in die noordelike en oostelike gedeeltes waar daar enkele donderbuie verwag kan word, ook oggendmiskolle in die noorde, sowel as langs die ooskus en weer eens 'n ligte wind allangs die kuslyn, ligte wind in sentraal Suid-Afrika. Daar is 'n waarskuwing wat uitgereik is en dit is vir vandag en daar kyk ons na ewige donderbuie oor KwaZulu-Natal. Dit strek tot in die Oos-Kaap en dan môre ook waar die ewige donderbuie noordwaarts beweeg en dit sal dan strek oor Limpopo en 'n gedeelte van Mpumalanga. Nou kyk ons na die temperature in Pretoria oornag in Gauteng en dit sal 15 grade wees, 27 sal die maksimum wees en dan matige temperature oor die grootste gedeelte van Gauteng. Nou noordwaarts in Limpopo 30 vir Musina en Tanin 26 en 'n nat provinsie vir Limpopo en dan ook Bella 29. In Mpumalanga dan in Carolina 24 matige temperature oor die grootste gedeelte van hierdie provinsie, Secunda 24 sowel as Standerton waar dit ook 24 grade Celsius sal wees. Nou beweeg ons na KwaZulu-Natal, daar kyk ons na Richards Bay 24, Sentraal Pietermaritzburg 22 en Kokstad oornag 8, later 20 en dan ook enkele buie wat daar verwag sal wees. En dan ook hierso in Gqeberha in die Oos-Kaap 22, Holamor 25 en dan 'n groot gedeelte van hierdie provinsie waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. En nou beweeg ons na die Wes-Kaap, matige temperature in Kaapstad 25, maar warm in Vredendal 33 en 34 vir Klein Willem en dit sal die maksimum daar wees. Nou weer noordwaarts in die Noord-Kaap 33 vir Appington, so ook Springbok 33, maar oornag in Sutherland 9 en later 28. Terug in die binneland en nou is ons in die Vrystaat, enkele plekke waar dit ook nat sal wees, Kroonstad 29, Bloemfontein 29 en Geriepdam waar dit mooi weer sal wees 11, later 26. Ons sluit dan af in Noordwes waar dit ook plek enkele buie sal wees, in Swazirenika 30 grade, Bloemhof ook 30 grade en dan in Vryburg dieselfde 30. En dis al van die Weersentrum, goeienaand.